Goeiemôre julle. Kan julle glo dat dit Vrydag is? Ja, die laaste dag van die week is hier en ek hoop julle staan op en drink koffie en maak reg om ook gou-gou hierdie dag weer te vat en daarna dan kan 'n ou mos nou weer 'n bietjie naweek gaan hou. Ek hoop dat julle week goed was en dat julle ook uitsien na hierdie laaste dag en dankie dat ons so saam kan kuier. Ek wil graag hierdie week afsluit met 'n moeilike woord, en dis die woordjie wag. Psalm 131 vers 3 sê, wag op die Here Israel, nou en vir altyd. Weet julle, die woordjie wag is nogal 'n groot tema in die skrif. Jy lees byvoorbeeld in Psalm 5 vers 4, U luister na my stem in die môre, terwyl ek voor U verskyn en op U wag. En Job sê vir ons in Job 6 vers 11, het ek nog die krag om dit uit te hou, kan ek nog geduldig op my einde wag. Jeremia 8 vers 15 sê, ons wag dat alles moet regkom, maar dit gaan nie goed nie. Ons wag op 'n tyd van verbetering, maar daar is maar net rede tot skrik. Julle om te wag. Hoekom is dit vir mense so moeilik? Mense raak ongeduldig en hulle raak ongedurig, nê? Hulle raak gespanne en ongeskik. Hoekom? Ons almal het vriende wat so ongelooflik geduldig kan wees, nê? Om te wag is vir baie mense hierdie plesier, lyk dit vir ons baie keer. En baie keer dink ons ook aan daai verlore tyd wat jy nou net nie meer het nie, net omdat jy moes gesit en wag het, nê? En dalk is die woord wat saam met dit kom, die woordjie geduld. Ja, baie van ons kort dit. Ons kort geduld. En ek lees toe so onlangs dat mens jou wagtyd in 'n groeityd moet laat verander. Is dit nie mooi gestel nie, nê? Jy moet produktief wag. Jy moet positiewe dinge in die plek van jou wag insit. As daar iemand in jou naby jou is, moet jy met hulle positief praat. As daar iets is wat jy nou moet doen, gaan doen dit. Maar weet jy dat daar is ook wag wat nie lekker is nie. Daar's wag met 'n vreesfaktor. Daai wag daar byvoorbeeld in 'n dokter se spreekkamer. Dit is daai wag met hierdie sê nou maar net ondertoon. Ons weet julle, ons liggame is so broos en so breekbaar. Sê nou maar net daai siekte is terminaal. Of die operasie was nie 'n sukses nie. En weet julle, dan is daar 'n ander soort wag. Wag op die uitslag van iemand vir wie jy lief is. Is alles onder beheer? Was die chirurg skerp genoeg? Ja, ons het alles vir die Here oorgegee, maar nogtans sukkel mense so met hierdie woordjie. Weet julle, ek het al so dikwels hierdie angs in mense se lewens en hulle oë raak gesien, want hulle gewag is vir hulle sleg. Dis nie 'n lekker plek vir hulle nie. Terwyl 'n ou so mooi uit die woord uit hoor dat wag vir jou eintlik 'n plek kan wees van ongelooflike groei, as jy dit net reg gebruik. Want terwyl 'n mens wag vir iets, of dit nou goed is of sleg is, vul daai tyd op met die liefde van die Here en groei aan hom toe, bid na hom toe, en dan sal jy agterkom dat daai oomblikke, daai tye van wag, van jou beste tye in jou lewe sal word. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons. Hemelse Vader, kom hou my vandag asseblief stywer vas. Kom help my om wanneer ek wag, om op U te vertrou, sodat ek naby aan U kan bly. Ek vra en bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Baie dankie julle vir die lekker week. Ek hoop julle sien uit na julle naweek en mag dit vir julle 'n geseënde tyd wees. Dan praat ons volgende week weer. Totsiens.